Kom ons blaai daarna Matteus hoofstuk 4. Matteus hoofstuk 4 vers 1. En ek het verlede Sondag uit hierdie gedeelte begin bedien, en ek het vir u gesê, heel moontlik sal die Heilige Gees my ook dan nog verder lei om hieroor te praat. So Matteus 4 vers 1 sê, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Nou wat vir my treffend is, soos ek ook verlede Sondag gesê het, is dat die Here Jesus, die skrif sê, die Here Jesus is deur die Heilige Gees weggelei, om een rede, om versoek te word. So die Gees was die een wat hom in die woestyn ingeneem het, met die doel om versoek te word. Dis nie die duiwel wat hom gelei het nie. So ek die duiwel wat hom getrek het nie, die inisiatief van hierdie daad, kom nie van die duiwel af nie. Dit kom van die Heilige Gees. Die versoeking kom wel van die duiwel af, maar die daad, die weglei in die woestyn, kom van die Gees. Dit was deel van Jesus se wandel deur die Gees, dit was deel van Jesus se bediening en bedeling van die Gees. Dit was deel van dit wat hy moes volbring deur sy lewe en deur sy leefstyl. Nou vra ek myself, die Bybel sê dat God versoek niemand nie. So dis die enigste plek in die Bybel waar ons lees dat die Heilige Gees het iemand na 'n plek toe gelei om versoek te word. Gelukkig was dit die Here Jesus. Nou vra ek myself die vraag, waarom het die Heilige Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel? En het kom so in my hart op, Jesus Christus is die blueprint, die blauwdruk vir elke kind van God, van hoe ek in en deur die Heilige Gees moet lewe, moet wandel en moet bedien. Hy is die een wat ons in al die beginsels van God en van sy Gees inlei en het aan ons leer en openbaar, sodat ons kan verstaan hoe dit is om in 'n triomf en oorwinning in die Gees te kan wandel en te kan leef. So die versoekinge van Jesus in die woestyn en ook die oorwinnings wat hy behaal het by elke versoeking en die deurbrake wat hy ervaar het, is daar vir ons as beginsels neergesit en deur die Gees in ons hart vasgemaak, sodat u en ek kan leer om ook te wandel soos hy, in triomf en in oorwinning in die Gees. Nou die eerste beginsel waaroor ons verlede week gepraat het, is dat Jesus, toe die duiwel vir hom sê om van die klippe brood te maak, toe sê die Here Jesus vir die vyand, my lewe, my leefstyl, my handel en my wandel word gevorm en word beheer deur elke woord wat uit die mond van my Vader uitgaan. Ek hou daarvan uit die Engels en ek dink ek het dit weer daar opgesit. My lifestyle is molded and controlled and directed by every word that comes forth from the mouth of my Father. En dit is wat u en ek ook moet kan sê, né? En Jesus sê vir die duiwel eintlik, my Vader het nie gesê maak brood van die klippe nie. En my lewe word beheer deur die woord wat uit die mond van my Vader kom. Baie keer kan ons dinge so vat en dit regverdig, ons besluite, ons keuses, ons leefwyse, ons leefstyl, ons kan dit justify, want ons kan sê, dis nie noodwendig verkeerd nie, dis nie noodwendig sondig nie, maar die kern van die saak is, het dit uit die mond van die Vader voortgekom? Was dit die woord wat voortgekom het uit die mond van die Here? En ons het verlede Sondag 'n Bybelse slagspreuk vasgemaak, dit is goed vir die Heilige Gees en vir ons. Dit is goed vir die Heilige Gees en vir my. So die eerste beginsel van my lewe in triomf
in die gees is, soek die woord wat uit die mond van die Vader voortkom, en bou my handelinge en my wandelinge daar rondom, sodat ek kan sê, my leefstyl is goed vir die Heilige Gees en vir my. Nou kom ons by die tweede versoeking, wat die Here Jesus van die duiwel ontvang het, en die beginsel in die gees wat daaruit voortkom, om vir ons die triomftog en die oorwinning saam met die Heilige Gees te bring. Ons lees in Matteus hoofstuk 4 vers 5 tot en met vers 7. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hy sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Nou verskillende vertalings stel dit so. Hy sê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Jy mag die Here jou God nie uittart nie. You shall not test thoroughly or try exceedingly the Lord your God. You may not put the Lord your God to the test. Moenie die Here jou God toets of versoek nie. Jy mag nie die Here jou God versoek nie. Nou vra ek, wat is die teenvoeter van versoek of versoeking? Wat is die teenvoeter vir versoeking? Die teenvoeter vir versoeking is innige en intieme vriendskap. Wanneer ek iemand anders probeer versoek, dan sê dit iets van ons vriendskap en van my verbintenis met daardie persoon. 'n ware vriend met 'n innige en egte verbintenis versoek nooit sy vriend nie. Hy toets en tart nie die verhouding en die verbintenis wat hulle het uit nie. 'n vreemdeling en 'n vyand versoek ander, maar nie 'n vriend nie. Mense, ek en jy sal nooit in versoeking val as ons vriendskap met God het nie. Ons sal versoek word, maar ons sal nie versoeking oorgee en daarin val nie, as ons in vriendskap met God is nie. Die teenvoeter vir versoeking is innige en intieme vriendskap met God. Die duiwel word die versoeker genoem, want hy is 'n vreemdeling vir die kerk van die Here, en hy is 'n vyand van die Here God en sy mense. So hy is die een wat versoek. Nou wat sê die duiwel eintlik vir die Here Jesus? Hy sê, toets so bietjie of God die Vader regtig vir jou omgee. Is hy regtig jou vriend? Staan jy regtig in 'n vriendskapsverhouding met hom? Het hy regtig bedoel toe hy gesê het, jy is sy seun? Of het hy maar net 'n storieetjie gepraat? En vir ons, vir ek en jy, sê die vyand, is ons regtig besig om in die weë van die Here te wandel? Is jy regtig besig om in sy wil te staan en in sy wil te wandel? Toets dit tog so bietjie, man. Is die Here regtig met jou? Is die Here regtig by jou? Sorg hy regtig vir jou? Is hy jou vriend? Ons lees in die boek van Exodus 17, die 2de en die 7de vers. Sê, toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? En toe het God water uit die rots gebring, en die skrif sê in vers 7, en die plek is Massa en Mariba genoem, vanweë die twis van die kinders van Israel, en omdat hulle die Here versoek het deur te sê, is die Here in ons midde, of nie? Is die Here nog met ons? Is hy werklik ons vriend? Is die Here regtig in hierdie saak?
Gee hy regtig vir ons om? Is ons in sy wil of nie? Is hy in ons midde? Kan ek aangaan met waarmee ek besig is of nie? Jy sien, toe die duiwel die Here Jesus kom versoek het, was sy versoeking direk en reguit. En hy het hom openlik uitgedaag om sy verhouding en sy intieme verbintenis en die inspraak van die Vader en die stem van God uit te daag. Maar ek wil vir julle 'n geheim vertel. Vandag dan kom die duiwel, as hy na u en my toe kom, dan kom hy agteraf. En hy kom slings, op 'n slinkse manier na ons toe. Hy praat met ons, dat dit klink asof dit ons eie gedagtes en ons eie denke is. En die duiwel gebruik my eie gedagtes en my denke teen my. Ek dink dat ek dink. Ek dink dat ek dink. En dan dink ek my eie gedagtes. En luister 'n bietjie hoe sê ons vandag vir die Here. En as jy dit nou nog nie gedoen het nie, dan sal ek vir jou 'n handdruk kom gee, want dan is jy 'n baie goeie mens. Maar weet jy nie, ons almal sê vir die Here, Here, as u nou so en sis maak, en dit en dat gebeur, dan sal ek weet, dat dit u wil is, en dat u my wil in daardie rigting lei. Het jy dit al gedoen? Of Here, as u dit en dat laat gebeur, as so 'n ding gebeur, dan weet ek, ag man, moenie vir my sê jy het dit nog nooit gedoen nie. Ek het dit al gedoen, man. Ek het al vir die Here gesê, Here, as hierdie rugby span wen, dan weet ek, dis sonde daai. Ekskuus, ek moet ook maar my sonde openbaar. Here, as u hierdie en daardie in plek laat val, dan weet ek dat u is in die saak. En jy sien al wat ons doen, ons verruil intimiteit. Ons verruil daardie innige daaglikse verbintenis, daardie besondere vriendskap, daardie insprake en indrukke van die Heilige Gees, die stem van die Here in my lewe. Die besondere verhouding en samesyn wat ek met die Here het deur die kosbare bloed van die lam. Die wandel met die Heilige Gees verruil ons vir omstandighede en situasies en dinge en daardeur wil ek aanduidings soek. Of die Here nog met my is of nie. Of die Here in die saak is of nie. In plaas van 'n innige en diepe wandel van triomf met die Heilige Gees. Jy weet, die duiwel kom na die Here Jesus, hy sê, maar die skrif sê dan, die Bybel sê dan, hy sal jou beskerm en bewaar en sy engele aangaande jou bevel gee. Die Here Jesus sê, ek hoef dit nie te toets nie. Ek hoef hom nie daarin te beproef nie. Ek hoef hom nie te vra om dit te bewys nie. Ek weet wat my Vader sê, want ek het nou net vir jou gesê, ek leef van elke woord wat uit sy mond uitgaan. Ek leef deur die leiding van die Heilige Gees, en ek weet dat wat my Vader sê, is waar en is waaragtig, ek glo dit, en ek staan daarby. En die rede hoekom ons so baie keer die duiwel toelaat, om ons eie gedagtes teen ons te gebruik, en ons denke te misbruik, en ons dan in twyfel en onsekerheid te sit, oor wat die wil en die plan en die saak van die Here is omdat ons nie daagliks werk maak aan die innige verhouding en vriendskap en verbintenis wat ons kan hê deur die bloed van Jesus en behoort te hê elke oomblik van elke dag, sodat ons die stem van die leiding van die Vader kan hoor en duidelik kan waarneem in ons situasie en omstandigheid nie. Nou is daar 'n rede, ek vra, wat is die rede? Wat is die rede waarom baie Christene hulle eerder verlaat op dinge, op omstandighede, op eie gedagtes, en weet jy, baie keer op rituele en op tradisies en op ordes en op allerlei menslike dinge,
In plaas van daardie diep en innige verhouding met die Here God, sy stem wat in hulle hart weer klink, sy woord wat in hulle gees duidelik deurbreek. Lyk baie keer, lyk dit asof ons meer daarvan hou om onder reëls en regulasies te leef. Of ons meer sekuriteit daaruit vind om ons eie manier en ons eie planne en tradisies en menslike verordeninge na te volg. In plaas van 'n lewende en groeie intimiteit, verhouding met die Here, want jy weet, as die Here met jou praat elke dag, dan lê hy jou elke keer in iets anders in, wat vir jou nuut is, wat vir jou opgewonde maak. Tradisies en reëls en al die goed is oud. Asof ons nie daagliks wil hoor en verneem van die Heilige Gees, hoe ek my lewe en my leefstyl moet inrig, en hoe ek moet leef, sodat ek kan weet, dat ek weet, deur die inspraak van God, wat sy hart en sy plan is nie. Nou moet ons die Here toets, ons moet hom versoek, oor ons onseker is, en oor ons vriendskap met hom wankelrig is. En kom ons lees 'n gedeelte daar in Deuteronomium hoofstuk 5, vanaf vers 22 tot en met vers 27. Moses is besig met die volk, en hy praat met hulle, en hy sê wat die Here vir hulle gesê het. Hy sê in vers 22, met hierdie woorde, het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid, met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie. God het met julle gepraat, en niks meer nie. Hy het met 'n groot stem julle toegespreek, en hy het dit op 2 kliptafels geskrywe, en dit aan my gegee. Vers 23 sê, en toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toe aangekom, al die hoofde van julle stamme en julle oudstes, en gesê, hulle kom en hulle sê, kyk, die Here onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien. En ons het sy stem uit die vuur gehoor. Vandag het ons gesien, dat God met 'n mens spreek, en hy in die lewe bly. So vandag het ons gesien, God praat met jou en jy sterf nie. Interessant, né? Hulle het dit agtergekom. Ons het sy heerlikheid en sy grootheid gesien, ons het nie gesterf nie. Ons het sy stem gehoor uit die vuur, ons het nie gesterf nie. Net die volgende versie, vers 25 sê hulle, maar waarom moet ons nou sterwe? Ek dink dis baie onnoosel en stupid, nee. Want hierdie groot vuur sal ons verteer. As ons die stem van die Here onse God nog langer hoor, sal ons sterwe. Hulle vergelyk die stem van God met 'n groot vuur, met 'n groot vuur. Want wie is daar van alle vlees wat die stem van die lewende God uit die vuur hoorspreek het soos ons en in die lewe gebly het? Gaan u naderby en hoor alles wat die Here onse God sal sê, dan kan u ons alles meedeel wat die Here onse God met u sal spreek, en ons sal dit hoor en doen. Is daarom so 'n tipies mens. Wat 'n verskriklike woorde spreek hulle nie uit nie. Ons het gesien, dat 'n mens kan die stem van die Here hoor, sy grootheid en sy heerlikheid aanskou, en in die lewe bly. Vandag het ons dit gesien. Maar nou is ons bang, ons gaan dood. Want as ons nog langer na die stem van die Here moet luister, dan gaan ons sekerlik sterwe. Wat 'n belaglike stelling. Een oomblik sien hulle jy sterf, en die volgende oomblik sê hulle ons gaan sterwe as ons nog langer moet luister. Jy weet wat doen die Here God? Hy kom na sy volk toe. Dink nou net as Israel hierdie plan van God raak gesien het en het vasgegryp het, hoe sou dit dan gewees het? Maar hulle weier dit. Hulle weier sy stem. Hulle weier sy inspraak. Die Here God kom na hulle toe en hy maak 'n uitnodiging en 'n liefdesverklaring, en hy sê vir hulle, ek wil met julle in 'n intieme verhouding en vriendskap en verbintenis staan, waar ek julle elke dag kan leer en lei en onderrig, en julle my stem kan hoor in die aandwentjies, soos wat Adam en Eva in die tuin van Eden dit beleef het. Maar hulle verwerp die stem van die Here, want hulle sê, sy stem het vuur in. Daar's vuur in die stem van die Here. En die vuur sal ons verteer. Ons kan nie na die woorde van die lewende God wat uit die vuur praat luister nie, want dit sal ons verteer. Die Bybel sê die Here onse God is 'n verterende vuur.
Die boek Jeremia skryf hy in 23, hoofstuk 23 vers 29, is my woord nie so nie, soos 'n vuur spreek die Here, soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. Jy sien die woord en die stem van die Here praat met dinge in my lewe, mense. Dinge waarvan ek nie hou oor gepraat moet word nie. Die vuur van God kom in dinge in my lewe en wat ek nie wil hê dit moet inkom nie, daarom skram ek weg en sê, dit sal my verteer. Dit vermorsel rotse. Maar dat ek vir jou sê, daardie rotse is die rotse wat die duiwel in my lewe inrol om my te beroof en te vernietig en te verwoes. Sy stem vermorsel dit. Maar ons koester dit, want ons hou van die rots van die vyand. Ons wil so graag die rotse van die vyand in ons lewe hê, in die tussentyd gaan ons lewens agteruit. Gaan ons buite die wil van die Here, want ons laat sy stem nie toe nie. Sy stem is soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. Sy stem is soos vuur, dit verbrand die dinge wat buite orde is in my lewe. Dit bring my lewe in lyn met sy hart en met sy gedagte en met sy wil en met sy plan. Wanneer die stem van die Here opklink, dan is daar dinge wat hy aanspreek, wat ek moet neerlê en aflê. Die stem van die Here bring my in 'n toewyding wat gemaak moet word. Die stem van die Here bring my in oorgawes wat gedoen moet word. Dit bring my in afleggings van dinge wat ek dalk koester en troetel in my lewe. Is daar goedjies wat jy troetel? Daar's reëls en regulasies en ordes en tradisies beter vir jou. Want dit sit nie 'n demand op jou lewe om te verander nie. Mense kan 'n lewe leef aan die kant en aan die kant kan hulle al hulle tradisies en ritueeltjies en goeders uitvoer. Hulle kan Sondag kerk kom, hulle kan die regte dinge doen. Maar Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag en Sondagmiddag lewe hulle soos hulle wil. Want tradisie en rituele en ordes sit nie noodwendig verpligting op my leefstyl nie. Dit sis net my gewete. Daarom kan die duiwel so maklik inkom en my gryp en woer met my speel en my laat twyfel en onseker maak of ek regtig in die wil van die Vader is. En of die Here regtig saam met my in hierdie ding of hierdie saak is. En dan wil ek die Here toets. Dan versoek ek hom. Want ons vriendskap en ons verhouding is wankelrig. Baie hartseer dat so baie Christene vandag eerder hierdie tradisionele manier van godsdiens hou, verkies. Eerder bo daardie innige en intieme verbintenis. Die kosbare vriendskap en verhouding met die Here God en met sy Gees. Kom ons lees nog 2 skrifte, 1 Korintiërs 1 vers 9. God is getrou, ter wie hulle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus ons Here. God is getrou, staan daar, getrou. As hy roep ons tot gemeenskap, en is nie 'n onegte gemeenskap nie. Dis 'n waaragtige gemeenskap met sy Seun Jesus Christus. 1 Johannes 1 vers 3 en vers 7 sê, wat ons gesien en gehoor en het verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde. Hierdie verhouding en hierdie intimiteit wat die Vader met ons het, is 'n ware, egte, diepe verhouding, wat ons reinig van alle sonde, wat ons in die lig inbring. Dit is tot ons voordeel. Hierdie kosbare verbintenis, innige, kosbare vriendskap, hierdie verhouding met die Here onse God. Jy kan dit maar elke dag bou daaraan. Het sal tot jou voordeel wees. So ek gaan net weer afsluit, ek gaan hierdie 2 beginsels net weer vasmaak. Hierdie beginsels vir 'n lewe van triomf deur my wandel met die Heilige Gees. Nommer 1,
Soek die woord wat uit die mond van God die Vader voortkom en bou my handelinge en my wandelinge daar rondom, sodat ek elke dag kan sê, dit is goed vir die Heilige Gees en vir my. Tweedens, bou 'n verhouding van innige en intieme verbintenis, samesyn en vriendskap met die Here God, sodat ek met vertroue, toewyding en gehoorsaamheid na sy stem kan luister elke dag. Hey, is dit dan nie wonderlik dat die duiwel die Here Jesus versoek het nie? En nou kan ons leer hoe om te wandel in triomf en oorwinning. Prys die Here. Kom ons gaan, ek wil eers moet opstaan en ons net toewy aan die Here. 'n lied sing, lei my, Here lei my. Here lei my na die waters. Maar terwyl ek hierdie lied vanoggend gesing het, toe gee die Heilige Gees vir my 'n tweede versie. Sit gou daai tweede versie op, Lise. Hy gaan so, vriende, Here vriende, Here vriende. Vriende moet ons wees, gebonde deur u Gees. U is my koning, u is my Here, u is my meester, gebore uit ons vriendskap en intimiteit. So ons gaan die twee versies sing vanoggend. As toewyding aan die Here, Vader, ons eer u dat ons vriendskap met God kan hê. Die Bybel sê daar in Job, sluit tog vriendskap met God, sodat jy vrede kan hê. So ons dankie dat u ons uitnooi en uitroep, om in vriendskap met u te wandel. Vertroue en toewyding, gehoorsaamheid aan u stem. Dat ons dit ons leefwyse kan maak in die naam van Jesus.